Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend gaan ons stil word rondom die Here se woord deur saam te lees uit Romeine 10. Ons lees vers 9 tot 11. Ek is Dominee Adriaan Swart. Paulus is aan die woord. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgesteld word nie. Paulus kom en skryf aan die gemeente van Rome hierdie kosbare waarhede wat hy graag met hulle wil deel as waarhede van Jesus Christus. Daar is net een ware boodskap. 'n Boodskap wat ek en jy ons eie kan maak met oortuiging. En dit is wat Paulus verkondig, wat van Jesus afkom. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Ek en jy hoef nie 'n lys van goeie werke te doen, om vir die Here te wys dat ons eintlik nie sulke slegte mense is nie. Die Here vra van ons slegs geloof in hom. Geloof in Jesus Christus sy Seun. God het sy Seun na hierdie wêreld toe gestuur vir sondaar mense, om te kom deel met die sonde, om 'n nuwe begin met ons te maak. En elkeen wat hom met die mond bely, sal gered word. En dan kom Paulus en skryf hierdie wonderlike woorde in vers 11. Niemand wat in hom glo, sal teleurgesteld word nie. Somtyds is hierdie wêreld maar baie deurmekaar en onderste bo. En ons verstaan nie altyd waaroor dit gaan en hoekom sekere dinge moet gebeur nie. Wat moet jy dan as Christen doen? Gryp aan Jesus Christus vas. Moenie God een kant toe skuif nie. Moenie hom verloon nie. Bly glo, bly vertrou, want niemand wat in hom glo, sal teleurgesteld word nie. Ek en jy kan dalk nie die groter prentjie sien nie, maar God is besig met ons lewens. En wat ook al met jou gebeur in hierdie wêreld, God is in beheer. Jou lewe is in sy hand. As jy in hom glo, sal jy gered word. Want met die hart glo ons en word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Daarom wil ek jou vandag uitnooi, my liewe broeder en suster, om na God toe te kom en in Jesus Christus te glo met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou kragte. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy wil jou red. As ek en jy na hom toe kom, sal ons die ewige lewe ontvang en redding vir ons lewe. Mag dit vandag 'n werklikheid in jou lewe wees, en kom ons gaan lewe dankbaar en toegewyd elke dag tot sy eer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag wat ons uit u hand ontvang. Dat u ons Vader is wat 'n nuwe begin met ons wil kom maak en die mooiste beloftes in u woord aan ons kom doen. Ons weet, Here, u kom altyd u beloftes gestand na. Vandag wil ons vir u kom sê, ons het u baie lief. Ons glo in u. Ons wil vir u lewe. Help ons om altyd aan u getrou te bly. Dankie vir hierdie mooi dag. Wil u dit vir ons ryklik seën, versorg vir ons en voorsien vir ons in alles om van te lewe. En help ons om vandag in gehoorsaamheid ons lewe aan u te kan toevertrou. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.